wil vir jou nooi vanmôre. Ons gaan om 'n bietjie tyd te spaar, nie die gedeeltes lees nie. En ek hoop dat u voorbereid is, omdat ons nou al verlede week vir u gesê het waar u moet lees om as voorbereiding vir die reeks waarmee ons besig is om die woord van die waarheid reg te sny. So ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die twee gedeeltes, die twee skepingsverhale van Genesis hoofstuk 1 vers 3 tot 31 en dan hoofstuk 2 se verhaling van die skepping vers 1 tot en met vers 15. So ek hoop dat u dit gelees het en ons gaan vinnig hierdeur gaan omdat daar baie inligting is wat ons dan vanmôre graag met u wil deel. Ons gaan die skrifgedeeltes los dat om mens net so 'n bietjie tyd spaar. Ek wil met jou praat dan soos ons gesê het oor om die woord van die Here reg te sny. Ek wil hê jy moet in die week wat kom, moet jy so 'n bietjie gaan dink. En ek gaan vir jou 'n leidraad gee oor 2 Timoteus 2 vers 15, waarmee ons dan nou die afgelope klompie weke besig is, waar Paulus sê dat jy jou beproef voor God moet stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, en nou hierdie woorde, wat die woord van die waarheid reg sny. Gaan dink so bietjie, en die leidraad wat ek vir jou wil gee, om jou in 'n dinkrigting in te sit, is dink daaraan dat Paulus skryf hierdie woorde aan Timoteus vanuit sy agtergrond as 'n tentmaker. En dan wil ek hê moet jy gaan kyk, en ons gaan volgende week ter inleiding net vinnig dan nou hierdie antwoord gee, soos wat ek glo Paulus se gedagte is. Maar gaan kyk bietjie 2 Timoteus 2 vers 15 en hou Paulus se beroep as tentmaker in gedagte. Ons wil vanmôre met jou praat oor, en die tema gaan onmiddellik vir sommige mense reguit in die gesig tref. Ek wil die tema gee as nie 'n vraag nie, maar ek wil 'n stelling maak. En dit is waarmee u en ek gekonfronteer gaan word by mense wat God se woord wil verwerk. En hulle reaksie gaan wees, jy kan jou Bybel nie glo nie, want die skepingsverhale is teenstrydig. Die twee skepingsverhale, Genesis 1 en Genesis 2, het teenstrydighede. Met ander woorde, jou Bybel is nie waar nie. Die reaksie gaan wees, hulle gaan vir jou sê, jy kan my jou Bybel weggooi. Jy hoef nie, jy het nie nodig om jou Bybel te lees nie, want ek gaan vir jou wys dat jou Bybel teenstrydig is en dat die woord van God wat jy aan vashou nie geloofwaardig is nie. 'n tweede reaksie wat hiermee saamgaan, is dat hulle sou sê dat jou Bybel praat van die aarde 6000 jaar, maar die aarde is eintlik miljoene jare oud en kan dus nie 6000 jaar oud wees en in 6 dae van 24 uur geskape kon wees nie. So dit sal die twee objections wees, of die twee aanvalle wees, wat jy telkens mee gekonfronteer gaan word. Dit is die algemene teekanting wat mense het, wanneer hulle die eerste 2 hoofstukke van die boek Genesis lees. En ek wonder of jy toe jy dit gelees het, dalk dieselfde vraag gevra het. Wie van julle het dit gelees? Het jy dalk tot dieselfde gevolgtrekking gekom? Dis dan die eerste woorde wat mense sal sê wat deur die Bybel gekonfronteer word. En jy moet onthou
dat die aanslag van die duiwel gaan wees, omdat mense met die woord konfronteer word, dat hy sy lewe met Jesus moet regmaak, hy nie deur sy eie sakramente, of sy eie geloof, of sy eie godsdiens, of sy eie vermoëns in die hemel kan kom nie, dat dit die aanslag van die duiwel gaan wees, dat die oomblik as die Bybel hulle konfronteer met die waarheid, dat hulle verlore is. Die Satan, die seun, sal probeer steel, deur hulle krities te maak met die woord van die Here. Jesus vertel hierdie verhaal in Matteus hoofstuk 13 met die gelykenis van die saaiër, om hierdie poging van mense te verantwoord. Hy praat van saad wat gesaai word, maar die gedeelte, sê hy, het langs die pad geval, en die voëls van die hemel het die saad opgepik voordat dit kon ontkiem. En die bedoeling van die Here Jesus met hierdie saad, of hierdie 4 plekke waar die saad kom, is juis dat hy die vergelyking tref, dat net so saad wat langs die pad val en nie kan ontkiem nie, die bose ook kom en in ons harte, as ons nie gereed is vir die Bybel, of as ons foute vind met die Bybel, of as ons redes vind om nie daarby in te pas nie, die duiwel, die seun van God se woord, by ons kom steel. En dis waaroor ek en jy so versigtig moet wees. Ek wil vanmôre baie kortliks met jou fokus op die 2 weergawes van Genesis 1 en Genesis 2 en probeer om vir jou lig te gee op hierdie aantuiging dat daar teenstrydighede in die skepingsverhaal is. Voordat ons begin, het ons nodig om 'n paar dinge vir mekaar te sê. Wat weet ons en wat glo ons oor die Bybel? Ons glo dat die Bybel die onfeilbare en foutlose woord van God is. Ons glo dat God almagtig en volmaak is. En dat hy nie foute maak nie, en waar daar oënskynlike afwykings is, of moontlike weersprekings is, die fout nie by die outeur van die skrif lê nie, maar die fout lê by die interpretasie van die gedeelte. En dis belangrik dat ek en jy dit sal glo. Nie om 'n kerkteologie af te dwing nie. Ek wil nie hê jy moet dit glo om in te pas by die gereformeerde leer nie. Ek wil nie hê jy moet glo dat God en die skrif foutloos is, dat ek vir jou kan vertel wat ek jou wil vertel en jy net sommer dit moet glo nie. Ek wil hê vanmôre jy moet dit glo omdat dit die enigste manier is hoe jy korrek met die skrif kan omgaan. Dis belangrik dat wanneer ons met die Bybel omgaan, ons 2 dinge moet doen. Ons moet skrif met skrif vergelyk. Ons moet ook die konteks van die gedeelte, die boek waarin die gedeelte geskryf is, en ook die algemene trant van die skrif in berekening hou, wanneer ons interpretasies maak. Die laaste wat ek vir jou wil sê oor wat ons glo en weet, voordat ons wegspring, is dis belangrik dat ek en jy ook die korrekte Bybelvertaling moet lees en moet gebruik. Maar dat ons ander vertalings nie verwerp nie,
maar dat dit as bykomende inligting gebruik moet word, om uit te kom by dit wat God in sy woord gesê en bedoel het. En die maklikste of die veiligste Bybel wat jy kan lees, is daardie vertaling wat 'n historiese woord vir woord vertaling doen en nie 'n begripsvertaling. Want die gevaar is, 'n begripsvertaling gee vir jou 'n opinie van 'n 21ste eeuse westerse kultuur. En die Bybel is geskryf in 'n eerste eeuse middeleeuse kultuur. Baie verskillend van wat ons in die weste verstaan, van woorde en van begrippe. So kom ons spring weg en ons kyk vinnig na die twee skepingsverhale. Ek wil vinnig deur die twee verhale hardloop en ek het 'n opsomming gemaak om dit vir jou maklik te maak. As ons kyk na die Genesis 1 weergawe, dan loop hy soos volg. Dag 1 in vers 3 skep God lig en duisternis. Hou die volgorde in gedagte. By dag 2 skep hy 'n uitspansel en hy skei water bo en water onder in vers 6. In vers 9 en vers 11 by dag 3 versamel hy die water wat op die onderste deel is op een plek en hy noem dit see, en die droë grond verskyn en daar verskyn groen plante op hierdie aardoppervlakte wat nou droog is, want die water is nou eenkant versamel. Op dag 4 skep God die ligdraers, en hierdie ligdraers bepaal tyd, dae en seisoene, vers 14. By dag 5 skep God die visse en die voëls, vers 20. Dag 6 skep God die landdiere, die mens, en hy onderskei in voedseltoekenning. Wie eet wat? Groen plante vir die diere en die bome en die plante wat saad gee, word aan die mens gegee. Alright, hou dit in gedagte, vers 24, vers 26 en vers 29 van die Genesis 1 weergawe. En dan in hoofstuk 2 vers 1 praat hy van die 7de dag waar God rus en dan ook die skepping seën. So dis die volgorde van die Genesis 1 weergawe. Kom ons kom by die Genesis 2 skepingsweergawe. En as jy dit nou lees, gaan jy onmiddellik die rede sien waarom mense hier fout mee vind. Vers 5 van Genesis 2 sê, dat daar was geen plante op die aarde nie, want dit het nog nie gereën nie. Die volgende versie, vers 6 sê, daar het 'n vog oor die oppervlakte van die aarde getrek, en dit het die aarde bevochtig soos asof dit sou reën, maar dit het nog nie gereën nie. Dit het eers vir die eerste keer begin reën met die sonvloed, sê vers 6. Vers 7 sê, God skep die mens uit die stof van die aarde. Dan kom hy in vers 8, en hy sê, God plant 'n tuin, en hy gee die tuin aan die mens om dit te gaan bewerk. Vers 9 sê, hy plante en bome het dan uit hierdie aarde ontstaan, en dit het dan gedien as voedsel vir die mens. Onthou nou die twee verskillende
weergawes. En vers 9 praat hy van die boom van kennis van goed en kwaad, wat hulle nie mag eet het nie, en ook die boom van die lewe. In vers 15 gee hy die mens opdrag om die tuin te bewerk en daaroor te heers. In vers 16 gee hy die mens die opdrag om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. En dan, in vers 18, sê hy dat die mens was alleen, dis nou Adam, was alleen in die tuin, en hy het die diere name gegee, en hy het nie vir hom 'n hulp gevind wat by hom pas nie. En dan sê in vers 19, God formeer uit die aarde diere en voëls en Adam gee aan hulle name, en vers 21 skep God vir Eva uit die rib van Adam. Kan jy sien dat jy op sigwaarde vir hierdie ouens tog moet rede gee om te sê ek sien wat jy bedoel? Want die orde van Genesis 1 en die vervolg van die verhaal van hoofstuk 2 lyk tog asof daar veranderings is. Kom ons kom by ons eerste gevolgtrek. Het is baie duidelik dat hierdie twee verhale, ek wil die woord verskille het, en dat die aanbiedings hierdie vraag mag laat opper, dat dit teenstrydige verhale is. Die eerste reaksie wat ons op hierdie aantuiging wil maak, is dat Genesis 1 bied vir ons die orde van die skepping, soos wat dit dag 1 tot dag 6 gevorder het. Maar Genesis 2 is soos 'n teleskoop wat nie fokus op die orde soseer nie, maar wat fokus op detail. Hy fokus nie op die skepingsorde nie, maar soos die teleskoop, en die van julle wat nou nie 'n teleskoop ken nie, 'n verkyker, zoom in op detail. En dit maak dat daar verskille is, wat nie verskillend is nie. Nou, ek wil sommer dadelik sê dat, en ek het dit nou al, ek sit dit hier op, omdat dit die reaksie was van mense met wie ek hieroor gepraat het, en hierdie opmerking of gevolgtrekking gemaak het, van die orde in Genesis 1 en die fokus op detail in Genesis 2, dat dit baie duidelik nie enige skeptikus sal tevrede stel. Die reaksie was, dis maar net 'n opinie wat jy het om jou Bybel te verdedig. So hierdie reaksie gaan mense nie tevrede stel. Maar ek wil kom by die detail. Genesis 2 is glad nie 'n teenstrydigheid met Genesis 1 nie. Maar dit komplementeer die eerste skepingsverhaal. Want Genesis 2 fokus uitsluitlik op dag 6. Jy sal nêrens in Genesis 2 sien dat daar gepraat word van die uitspansel en van die land, van die skeiding en die lig en die duisternis en die ligdraers en al daai goed nie. Hy fokus op dag 6 en is nie gestel op die kronologiese verloop of die orde van die skepping nie. Daar's twee maniere wat ons dan vinnig na hierdie antwoord kan na kyk, en ek wil dit baie vinnig en eenvoudig met jou probeer deel. Daar's twee maniere en daar's 3 punte wat die kritici voorhou as bewyse van teenstrydighede. En daar's 2 maniere hoe ons dit sal antwoord. Die eerste punt wat hulle opper as teenstrydigheid
is die orde van plante en plantegroei met die skepingsverhaal van Genesis 1 en die verduideliking in hoofstuk 2. Die teenstrydigheid is dus die volgende. In Genesis 1 vers 11 verklaar die skrywer dat plante op dag 3 geskep is, voor die mens geskep is, op dag 6. Volg mooi. Hulle probleem is die orde waarin die mens en plante geskep is. Genesis 1 sê, plante is geskep dag 3, mens is geskep dag 6. So plante voor die mens. In Genesis 2 vers 5 sê hulle dat dit lyk of God sê dat God die mens gemaak het voordat enige plante op die grond uitgespreid het. Jy gaan onthou dat ons die tweede verhaal gelees het, sê daar was geen plante nie en God het die mens uit die aarde geformeer. So, hoofstuk 2 bring hierdie moontlike teenstrydigheid. Die argument is die volgende. Wanneer ons na die Hebreëse teks kyk, in Genesis 2 vers 5, spesifiek verwys dit nie na plante wat in die algemeen geskep is nie. Want nou, hy sê vir later dat hy skep 'n tuin en hy sê vir Adam, Adam moet hierdie tuin gaan bewerk. So met ander woorde, in Genesis 2 praat hy nie van die algemene skepping van plante nie, maar van spesifieke gekweekte plante wat vir landbougewasse gebruik kan word. En ek wil nou nie eers slim wees om die Hebreëse woord vir jou te probeer lees nie. Wat hierdie landbougewasse het menslike arbeid vereis om te groei. So dis belangrik om hier te sien dat die algemene bome en plante wat by ons groei uit natuur. Maar wanneer jy landbougewasse plant, dan nodig dit menslike arbeid. En dis die eerste verskil is tussen Genesis 1 en Genesis 2, dat die orde van die gesprek gaan oor die tuin wat God vir Adam gegee het om vir hom kos te maak sodat hy dit kan eet. Onthou nou toe Adam en Eva sondeloos was en nie verlei was nie, het hulle ook geëet. Maar hulle was nie in sonde nie, maar die landbou, God het nog voor die sondeval alreeds vir Adam gesê dat hierdie grond is daar vir jou om te bewerk en vir jou as voedsel te dien. Die bewering dat hoofstuk 2 die aanplanting van 'n gelokaliseerde tuin van Eden beskryf, nie die skepping van alle globale plantegroei wat in Genesis 1 genoem word in gedagte het. So dis die eerste argument wat hulle sou hê, wat die Bybel dan deur die konteks en deur die gebruik van die Hebreëse woord kan verduidelik. Die tweede probleem wat hulle het, is die orde tussen die skep van die dier en die skepping van die mens. Dis die tweede aanslag wat hierdie ouens dan opper. Die teenstrydigheid is as volg. In Genesis 1 vers 24 verklaar dit dat God landdiere geskep het op dag 6 voordat hy die mens geskep het. In vers 24 praat hy van die diere wat geskep is volgens hulle soorte. In vers 26 sê hy, en God het die mens geskape na sy beeld en gelykenis, man en vrou het hy hulle geskaap. So, die teenstrydigheid is dat hoofstuk 1 sê, landdiere eerste, mense
later. As ons by Genesis 2 vers 19 kom, dan sê hulle, lyk dit, dat God eers die mens gevorm het, en toe die diere gevorm het. Die argument is dat ouens wat skepingskenners is, wys weer eens na die oorspronklike Hebreëse werkwoord wat in Genesis 2 vers 19 gebruik word. En dis baie, baie interessant, en dis hier waar ons Afrikaanse taal, na my mening, kort. Julle weet as julle Engels, nou, weet nie wie van julle was goed in Engels op die skool nie, maar in die Engels het ons, in Afrikaans het ons net 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms gehad. Dis altyd wat ons het. In Engels het hulle 'n hede, 'n verlede, 'n toekoms, 'n present continuous tense, 'n past continuous tense en 'n perfectum, wat die verloop van die verlede en die hede beskryf in verskillende ordes. In ons Afrikaans het ons net het, is en sal wees. En dis belangrik dat wanneer ons na die Afrikaans kyk, dit ook belangrik is ons na die korrekte Engelse vertalings kyk om hierdie teenstrydigheid of moontlike teenstrydigheid te kan verantwoord. Want wanneer ons na die oorspronklike Hebreëus kyk in Genesis 2 vers 19, dan is daar baie duidelik 'n werkswoord verandering wat 'n groot verskil aandui. Hulle argumenteer dat dit vertaal moet word as dat die Here God het gevorm. Dis die woord wat ons in ons Afrikaans lees. Onder hierdie interpretasie het God die diere op dag 6 geskep, soos in Genesis 1 vermeld, en toe daardie vooraf bestaande diere na Adam toe gebring om vir hulle name te gee. In hoofstuk 2 fokus hy dat die diere en die mens geskaap is so dat dit lyk asof dis eers Adam en toe skep God die diere en hy bring die diere na Adam toe. Maar uit die oorspronklike taal is dit baie duidelik dat hy sê dat God het geskep in die orde van Genesis 1 en toe daar die vooraf bestaande diere wat eers naamloos was, toe hy vir Adam skep, vir Adam bring om aan die diere name te gee. Die derde aanklag is die gelyktydige teenoor die opeenvolgende skepping van manlik en vroulik. En hierdie is 'n baie belangrike kwelpunt om te verantwoord en te verstaan. Want Genesis 1 vers hoofstuk 1 sê dat 1 vers 27 dat God manlike en vroulike wesens gelyktydig aan die einde van die skepping geskep het. Vers 27 sê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Sê vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld en na sy gelykenis, man en vrou het hy geskaap. Sê dit dat dit gelyktydig was? Nie noodwendig nie. Maar as jy redes soek om fout te soek, dan kan jy hierdie nou gebruik en sê dat die eerste praat van 'n gelyktydig man en vrou, en Genesis 2 sê eers Adam, toe gee hy die diere name, toe laat hy Adam slaap en toe skep hy vir Eva. Sien jy, jou Bybel weerspreek homself. Maar dis nie noodwendig dat as hoofstuk 1 sê man en vrou, dat hy sê dat dit gelyktydig gebeur het nie. Want hoofstuk 1 gaan oor die orde
orde wat op die dag gebeur. En hoofstuk 2 gaan oor die fokus van dag 6. En dit maak 'n groot verskil. Genesis 2 beskryf hoe God eers vir Adam geskep het, gevolg deur 'n tydperk waar Adam alleen was en uiteindelik vir Eva uit Adam se rib geskaap het. So dit weerspreek nie hoofstuk 1 se sogenaamde gelyktydige skepping nie. Die argument is dat die redenasie versoen dit deur te beweer dat Genesis 1 eenvoudig verklaar dat God die mensdom as manlik en vroulik geskep het. Genesis 1 het geen doel gehad om op die dag te fokus nie. Maar die skepping was dat God in Genesis 1 in die skepingsorde 2 spesies, nie want dit is dieselfde as ons, 2 forme van die mens geskaap het. Hy het 'n manlike vorm geskape en hy het 'n vroulike vorm geskaap. Dit beteken nie dat Genesis 1 praat van dat hulle gelyk geskape is. Genesis 1 gaan oor God het die mensdom manlik en vroulik gemaak. Genesis 2 beskryf omdat hy fokus op op dag 6, beskryf hy hoe hy dit kronologies gedoen het. En behou die intimiteit van Eva se skepping tot 'n baie duidelike latere oomblik op dag 6. So aan die ander woorde, dit wys net, en as jy nou kyk na die hoeveelheid diere wat geskep is, dan moes God dan moet die mens dan in sy volmaakte vorm 'n fenominale mens gewees het. Dat God die diere na Adam toe bring, hy die diere name gee, en God nog sy vrou skep op dieselfde dag. Want hy vind nie by hom 'n hulp nie. En dit maak dit net dat jy besef hoe uniek God was in sy skepingskrag. Ek wil afsluit. Wanneer ons die 2 maniere nou wil saamvat, dan maak ons dan die volgende opmerking oor die 2 skepingsverhale wat kwansies in teenstrydigheid is. En ek wil nou hier kom by die werkwoord gebruik. In hoofstuk 1 word die man en die vrou geskape in die orde nadat die diere geskep is. So dis eers die diere en dan skep God die mens. Die vraag is, word die diere in hoofstuk 2 nou regtig na die mens geskep? En die antwoord is baie duidelik. Die teenstrydighede is die bewering lei dat daar 2 skepingsverhale is en hierdie 2 skepingsverhale mekaar dan nou kwansies weerspreek. Maar Genesis 1 en 2 gee, soos ons nou gesê het, verskillende weergawes omdat die fokuspunte op verskillende plekke lê. In hoofstuk 1 sien ons dat God het man en vrou geskape nadat hy die diere geskep het. In hoofstuk 2 word die diere, sê hulle nou, na die mens geskep. Hierdie skynbare teenstrydigheid word die beste geillustreer wanneer ons fokus op hoofstuk 2 vers 19 en nou wil ek van die Engelse vertalings inbring wat hierdie onderskeid in die taalgebruik baie duidelik maak. Hy sê uit die grond het die Here God, hoor nou, al die diere van die veld en al die voëls van die hemel gevorm en hulle na Adam gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Dit sê baie duidelik nie dat Adam eers gemaak is en toe die diere gemaak is. Maar dit sê dat God 'n bepaalde doel gehad het met die diere wat hy geskep het. Die taalgebruik blyk te suggereer
dat God die diere gemaak het, nadat hy Adam gemaak het, en toe die diere na Adam toe gebring het. So ek sê weer, die verslag van Genesis 1 dui op die orde daarvan. Die probleem met Genesis 2 vers 19 lê in die gebruik van die woord gevorm. En dis waar hulle die probleem het. Dieselfde styl lees ons, en as jy nou 'n korrekte Engelse vertaling wil lees, dan moet jy vir jou die King James Bybel aanskaf. Hierdie ander NIV's en die ander Engelse Bybels is net soos dieselfde soos ons Afrikaanse begripsvertalings. Dieselfde styl vind ons in die Engelse King James, waar hy sê, as ons dit nou in Afrikaans vertaal, hoor nou, uit die grond het die Here God al die diere van die veld en die voëls van die hemel gevorm en hulle na Adam gebring om te sien hoe hy hulle gevorm het. En dis die gevorm en die het wat ek nou onderstreep het. Ander vertalings het baie subtiel dieselfde weergawe. As hulle sê die Here God het toe al die diere van die veld en al die voëls van die hemel uit die grond gevorm, hy het hulle na die mens gebring om te sien hoe die mens hulle gaan noem. As ons na die Tyndale Bybel kyk, 'n ander manier van beskouing. Genesis 2 stel nie die kronologie voor nie. Die kronologie kom in hoofstuk 1. Hier gaan dit oor dit wat spesifiek op daai dag gebeur. Om die begrip te verduidelik, moet ons na die volgende kyk en ek wil afsluit. Ons lees dat die Here God het al die diere van die veld uit die aarde gevorm. Die begripsvorming of die begripsvertaling sal sê, daarom was die diere wat na Adam gebring is, reeds gemaak en hulle is nie onmiddellik na hulle skepping na Adam gebring om vir hulle name te gee. En nou verwys ek na die Tyndale Bybel. En die Tyndale Bybel het verskyn nog voordat die King James in 1611 verskyn het. Tyndale is korrek om hierdie vers te verklaar by die gebruik van die werkwoord in die preperfectum of die pluperfect in Engels. En die ander Engelse vertaling van die verlede tyd is net die perfect tense. Die verskil is as volg, en ek hoop jy gaan dit, my boere Afrikaans gaan die Engels vir jou so verduidelik dat jy die verskil kan sien. Die preperfectum of die pluperfect kan beskou word as die verlede tyd van die verlede. Met ander woorde, die diere het gevorm of is geskep en toe is dit na Adam gebring. Die verlede tyd van die verlede tyd. En dis hoekom dit belangrik is dat wanneer ons na die werkswoordvorm kyk, dit baie duidelik in ag kom dat hierdie teenstrydigheid heeltemal soos mis voor die son verdwyn. Want die diere wat geskep was, die verlede tyd, is na Adam gebring, ook verlede tyd, maar die diere is voor hierdie verlede tyd alreeds in plek gewees. En nadat dit geskep is, en Adam geskep is, het die diere na Adam toe gekom, en God het hulle name gegee. Met die doel, vir Adam om te agter te kom, dat daaronder die diere vir hom geen hulp is nie. En dan skep God vir hom 'n vrou, wat by hom pas. En ons sal miskien eendag so 'n bietjie praat oor die gedagte van by hom pas, maar kortliks ten slotte, om by hom te pas beteken, dat hierdie skepping wat geskep is, nie aan Adam ondergeskik geskep is, nie as Adam se verhewe geskep is, maar geskep is sodat die een die ander sal vervolmaak.
So dit wat die man kort, van onthou nou die man redeneer met sy verstand. En die man kan nie altyd met sy verstand redeneer nie. En daarom gee God vir hom die komplementêre deel om te verstaan en te redeneer met haar hart, met haar emosies, sodat ons met hierdie twee 'n volmaakte paar of 'n volmaakte keuse vir die Here kan maak. Ek hoop dat hierdie vir u tot insig is, en wanneer jy dan gaan konfronteer word met hierdie aanslag dat jou Bybel verkeerd is, dat jy ook sal weet hoe om hierdie ouens te antwoord. Dat daar nie 'n teenstrydigheid in Genesis 1 en Genesis 2 is nie, maar dat die een die ander komplementeer, dat die een praat van die orde en die ander een praat soos die verkyker op die detail wat in dag 6 plaasvind. Ek hoop dat die woord van die Here vir u tot seën is. Kom ons buig ons harte en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre so rustig na u woord kan luister. Here, dat u self u woord kom verklaar. En Here, daarom is ons dankbaar vir u Heilige Gees, wat ons nooit in die duister sal los, wanneer ons u in opregtheid soek nie. Wanneer ons waarlik, Here, vir u die kans gee om te sê wat u wil sê, dat dit die werk van u Gees is, om ons in daardie volle waarheid te lei. Here, ons wil vanmôre maar net as ons na hierdie dinge kyk, terugkom staan en in vergenoegdheid u woord neem en vir u sê, Here, dit is vir ons genoeg. Ons wil vanmôre vir u dankie sê, dat dit wat u geskryf het volmaak is. En Here, dat ons beperkte verstand, ons gedagtes wat deur sonde besoedel is, die aanslag van die bose ook, Here, wat u woord wil kom verkleineer, 'n groter aandeel in ons dag vir dag lewe het, omdat ons met soveel gemors op sosiale media gekonfronteer word, dat ons waarlik nodig het, Here, om soos 'n kind u woord te glo. En Here, dat u woord vanmôre vir ons sal kom rustig maak. En Here, dat ons sal rus in die volmaaktheid en die genoegsaamheid. En dat ons niks meer nodig het. En ons nie alles hoef te weet nie. Maar dat Here ons by een ding sal uitkom, en dit is, Here, dat ons moet weet dat u vir ons gesterf het. Dat u in ons plek begrawe is. Dat u vir ons oorwinning opgestaan het. En dat u 'n geleentheid soek dat ons u sal aanneem as ons verlosser en saligmaker. Dis ons behou, dis ons evangelie. En Here, so te leef, dat Here u ons sal kom haal. Dankie vir die eenvoud. Dankie vir die krag van u woord. Ons eer u, ons aanbid u. In Jesus se naam. Amen.